Hi vriende, as weer ek. En vanaand wil ek julle net iets sê, nog 'n lekker brokkie nuus wat ek julle vanaand wil sê. En dit is oor die boek. Sien julle die boek? Hy sê Suid-Afrika 1975. Amptelike jaarboek van die Republiek van Suid-Afrika. Nou ek wil nou vir julle iets vertel, wat ons almal ken mos man. Ons weet mos, as van eerste nasie praat, dan weet ons mos, wie is die eerste nasie van Suid-Afrika. Nou as ons nou kyk by bladsy 41, daai gedeeltes begin met geskiedenis. Ook die ligskyn 'n bietjie skerp nou, maar dit is nou dat geskiedenis. En dan wil ek vir julle sê, daar sien julle vir Bartholomeus Dias. Hy was die eerste persoon wat hier gekom het. Moet miskien nog mense voor, maar hy was die eerste ene gewees wat hier gekom het. Voor Jan van Riebeeck in 1962 hier in die Kaap gekom het. Nou hier praat hulle van, hulle sê Portugese skepe, waar ek vir julle dit wys, wat julle dit sommer kan volg saam met my in die Alpie. Ek gaan nog julle nog iets sê, en dan kan julle nie, so proef, julle gaan nou vir julle dit die kamer af, dat julle sommer kan sien wat ek vir julle lees. Hy sê hier so, die Portugese skepe het nog 'n eeu lank in die see van strome om die Kaap getrotseer om hul kosbare vragte huis toe te bring, maar oor al die jare het die land 'n groot onbekende land gebly, wie se breinmense die Portugese alleen tegekom het, toe hulle hul vate by die waterplekke gevul het, skape of beeste geruil het, of skipbreuk gelei het. Hierdie naamlose land, soms aangedui as die laar gedeelte van Ethiopië, is deur die vroeë kartograwe bedek met riviere, berge en plekname wat net in hul verbeelding bestaan het. Die winste van die handelsvaart na die ooste was groot, en dit het gelyk of die land niks kon aanbied nie, en sy binneland is gevolglik deur die Portugese skeepsbemanning vermy. Ook burgers van Suid-Afrika en inkommers wat die boeke oorneem. Hier sien julle Monosiaal wat sê die boek is geskrywe, hy sy uitgawe was 1975 gewees, en die boek vat die hele geskiedenis van Suid-Afrika. Die boek is baie geskiedkundig opgestel, en die boek sê dit self, dat hulle breinmense aan die Kaap gekry, nie Ngonies of wit mense nie, soos die mense vandag nie, hulle breinmense kon kry. En die breinmense wat eindig gewees, die Khoi en die San, die Hottentotte en die Boesmans en die man die Kaap, hulle moes ook die Khoi en die San en die Hottentotte, waarvan ons uitmaak die eerste nasie van Suid-Afrika. Lekker dag vir julle, ons praat weer.